Lapa Uitgewers het 'n probleem gehad. Te veel mense het gedink hulle maak dit vir hierdie mense. Boka. Die handelsmerk het uitgevoel en sonder enige digitale vernuf. Ons taak: stel Lapa se nuwe webwerf bekend en gee vir Lapa 'n behoorlike dosis cybercred. Ons oplossing? 'n interaktiewe digitale boekervaring wat lesers dieper inweef in 'n storie as wat hulle al ooit was. So diep dat een van hulle letterlik die hoofkarakter word in die verhaal. Ons stel voor die Lapa hoofkarakter soektog. Stap 1. Vind 'n bekende skrywer. My jongste projek vir Lapa is 'n roman getiteld Snydokter. Ek het die struktuur vir hierdie verhaal reeds lankal uitgewerk. Al die karakters bestaan, die ligging en die agtergrond is reeds geskep. Maar wat ek nog kort is 'n hoofkarakter. En dis waar julle, die lesers van Lapa, inkom. Die wenner van hierdie kompetisie gaan die hoofkarakter word in my boek. Nou, ek gaan jou vat, presies nes jy is, en ek gaan jou inskryf in my boek. Stap 2. Skep die ervaring. Om te wen, moes spelers die misterieuse plastiese chirurg Renzo Hatting opspoor. Spelers moes 20 leidrade volg, insluitende deur fiktiewe karakters se Facebook-profiele sif. Sekuriteitskamera beeldmateriaal fyn dophou. Na gesteelde stemboodskappe luister. Next message. Van die karakters kontak deur middel van e-poste en telefoonoproepe. Alwaar, dis Veronica Schmidt wat praat. Ek doen navorsing oor kosmetiese operasies wat skeef geloop het en ons is veral geïnteresseerd in Dr. Renzo se eskapades. En natuurlik, versteekte boeke gaan opspoor op Lapa se nuwe webtuiste. Die kompetisie is steeds aan die gang, maar die resultate is reeds ver bo ons verwagtinge. Die media het vinnig die storie opgetel en Leon se opkomende boek is reeds in aanvraag. Maar die grootste verrassing is die positiewe terugvoer en betrokkenheid van die publiek. Deur te speel, het jy reeds van die karakters in Leon se beplande boek Snydokter ontmoet. En net dalk skryf hy jou nog letterlik in as sy hoofkarakter. Dit het Lapa se voete se muur in die digitale era gevestig. Hulle webtuiste aan 'n nuwe generasie lesers blootgestel. En 'n splinternuwe manier om Afrikaanse boeke te bemark is gebore.